Ons gesels 'n bietjie oor vasberade wees. En vandag se tema is die onmoontlike neem net langer. Soms voel dit as 'n mens na 'n uitdagende situasie kyk dat jy dink dit is onmoontlik. Gaan ons dit ooit maak? Gaan ek dit ooit maak? Ons bid, maar diep in ons harte twyfel 'n mens so half of God werklik sal help. In so 'n situasie het gebeur in Markus hoofstuk 9. 'n Pa bring sy seun wat deur 'n bose gees getuister word na Jesus in die hoop dat Jesus dan iets omtrent die hele situasie kan doen. Nou hoor jy Jesus se reaksie sowel as die man se antwoord in Markus 9 vers 23 tot 24. Ons lees daar: "As u iets kan doen, sê jy," antwoord Jesus, "vir die een wat glo, kan alles." "Ek glo," roep die seun se pa dadelik uit, "help my in my ongeloof." Wat ek hou van die seun se pa is dat hy nie so vol bravade sê ek glo nie, so asof hy homself en almal rondom hom moet oortuig dat hy nou glo nie. Geloof beteken nie dat ons nooit wonder of twyfel nie. Dit beteken ons kan selfs met 'n mengsel van geloof en onsekerheid steeds na God toe gaan en die Here vertrou. Daarom het ek aan die begin gesê, die onmoontlike neem net langer. Dis vir ons dikwels 'n tyd waarin God ons help om meer aan geloof en aan deursettingsvermoë te bou. Die sielkundige konsep van grit, G-R-I-T, wat Angela Duckworth en ander noem, beklemtoon dat 'n mens sukses bereik nie omdat jy nooit struikel of nooit twyfel nie, maar omdat jy met volharding bly glo en vertrou en bly werk aan jou doelwitte. En dit geld ook vir ons geestelike lewe, om te bly volhard en te bly vertrou in God. En selfs wanneer ons twyfel, dan kan ons bid soos die pa: Here, help my in my ongeloof. Dalk is daar iets waarvoor jy al lankal wag. Dalk bid jy, maar jy sien nog nie. Dalk droom jy, maar dit voel asof dit nooit gaan gebeur nie. Onthou, die onmoontlike is net die moontlike wat langer neem. So hou aan vir die Here sê, jy glo. En terselfdertyd sê jy soos daardie pa, of vra jy soos daardie pa, dat die Here jou in jou ongeloof ook sal bystaan. Leef geïnspireerd.